want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Amen. Ekskuus, moet ek sê nou so. Aan al die geliefdes van God en die geroepe heiliges, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Gesang 41. Gesang 41 verse 1, 3 en 4. Ons skriflesing vanaand uit die woord van die Here, Matteus 6 vers 19 tot 34. Matteus 6 vers 19 tot 34. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Heilige, almagtige God en Hemelvader, ons kom buig voor U in aanbidding, dat ons nog eenmaal op hierdie dag kan vergader voor U troon, voor U heilige naam, om juis tot U te nader in hierdie byeenkoms, en onsself as 'n offer aan U te wy. 'n Dankbaarheidsoffer van my lewe vir soveel rykdom as wat ons ontvang het. Here, dit wat ons het, dit wat ons is nie by verre genoegsaam om in waarde daarvoor te dank nie. Maar hierdie lofliedere en aanbidding is uit opregte hart en verstand,
sodat dit kan weer klink en bekend kan wees vir ons, is daar net een God. Een God wat waardig is, wat genoem word Vader, Seun en Heilige Gees, deur wie alles bestaan. Dit wat is, dit wat was en dit wat sal wees. Ons kom vra vir die Here, leer ons opnuut, bevestig die waarheid van u woord vir ons. Dat ons 'n lewe kan leef in ware geregtigheid en heiligheid tot eer van u naam. Spreek u tot ons, Here, dat u kinders kan luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Hanneke, het jy baie stories? Ek hoor jy. Ek lees Matteus 6, vers 19 tot 34. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Daarom, moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge, soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Tot sover toe ons skriflesing. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en dit in sy en haar hart bewaar. Ons teksverse, vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Here Jesus vra ook die vraag, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Vers 21 sê hy, want waar julle skat is, daar
sal julle hart ook wees. In die aanddienste, en dit was nou vir 'n hele ruk onderbreek, normaal, soos wat dit nou verloop, oordink ons gebed, verskillende aspekte daarvan van gebed, en behandel ons nog uit die katekismus, die Onse Vader, soos wat dit daar geskryf staan in Matteus 6, daarvan vers 9 af. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Die 4de bede word die vraag gevra, of die stelling gemaak waarvoor om te bid: gee ons vandag ons daaglikse brood. Met ander woorde, dit wat ons nodig het om van te lewe, nie net brood as sulks nie, maar hierdie uitdrukking van brood omvang die hele materiële lewe wat ons nodig het. En die een kant daarvan wat ons dan nou leer uit die Onse Vader is dat ons die Here daarvoor moet bid. Maar dan nou kom die Here Jesus en hy maak 'n eind verder die stelling en hy sê, maar julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Hy weet julle het kos nodig, hy weet julle het klere nodig, hy weet julle het 'n dak oor julle kop nodig. Dan is daar dan sommige wat sê, so dis oorbodig om daarvoor te bid. Want ons Vader weet reeds daarvan. Liewe broers en susters, dit gaan juis daaroor dat ons daagliks dit van hom sal bid. Want elke keer wanneer ons hierdie gebed, dit vir wat ons nodig het, voor die Here bring, bely ons, hy is die gewer van gawes. Bely ek daarmee dat ek sê, Here, van u is ek afhanklik. Sonder u is ek niks. Sonder u kan ek niks. Ons arbeid sonder God se seën is nutteloos. Psalm 127 skryf die psalmskrywer, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Liewe broers en susters, ons weet en ons ken die bekommernisse vir elke dag se lewe. As ons nie juis nou in 'n tyd van die maand dat hy ou so nou en dan dalk op die kalender blaai om te kyk wanneer is dit daarom dalk nou weer betaaldag nie. Ons tel die dae af, want daar's 'n paar goed wat gedoen moet word, dan alweer 'n paar goed wat opgehoop het, en dan net soos wat 'n mens dink wat jou finansies betref, jy het so bietjie voorgekom. Môreoggend, nou hoop ek nie dit gebeur met u môreoggend nie, maar dan sê hy battery net en dan kos dit jou 'n nuwe battery. En net soos wat hy dalk gedink het, hierdie maand gaan ons daarom deurkom sonder enige sulke gebeurtenisse, dan is dit nou so. En môremiddag dan kom die kinders by van die skool af, of julle bel dalk van hier af huis toe en sê nee, maar ons moet nou 'n handboek koop, of daar moet nou alweer 'n sporttoer betaal word volgende week.
sommer al. Ons moet môre al dalk die geld by die skool hê. En so kan ek maar vir die uitbrei. Dit gaan aan en dit gaan aan en dit hou nie op nie. En soms dan vang dit 'n mens maar. Dat 'n mens meer oor hierdie dinge dink, ook as wat goed is. En ons bely en ons erken dat sonder die seën van die Here kan ons niks doen nie. Daarom ons gebede tot die Here. Maar die Here Jesus kom leer vir ons 'n nuwe gedagtegang daarmee saam. Waarop moet ons fokus wees? Ons eerste gedagte is nou maar, ek sal bietjie moet oortyd werk. Of as ek 'n ander besigheid het wat ek bedryf van die kant, sal ek bietjie langer ure daar moet spandeer om 'n ekstra geldjie te kan maak, sodat ek al hierdie onvoorsiene uitgawes kan dek. En wat is die eerste ding wat gebeur? Huisgodsdiens waar pa as hoof van die huis is, lei nou bietjie skibreek, want hy moet werk, of ma's dalk nie meer daar nie, want ekstra klasse word aangebied, of iets word gedoen, ekstra kliënt gesien, om hierdie verliese op te maak. Maar daai tyd wat 'n gesin het rondom die huisaltaar, bly in die slag. Of 'n mens moet ekstra werk inneem, en dikwels het ons dit al gesien, dat 'n broeder dan kom en vra, broers, julle moet my eers 'n bietjie losmaak van hierdie amptswerk, want by die werk gaan dit nou wild. En weens die omstandighede is ons verplig of half gedwing. En hierdie werk as 'n amptenaar, of by die susters, met alles wat gedoen moet word, kan ek nie nog daai verantwoordelikheid ook opneem nie. Ek kom nie my verantwoordelikhede by die kerk na nie. En ons grootste rede gewoonlik daarvoor is, want die besigheid, die werk, neem nou al die tyd in beslag. En dan kom die Here Jesus en hy gee vir ons 'n heel nuwe perspektief, en ons sal nog by 'n latere geleentheid hierdie hoofstuk 6 vers 19 tot 34 oopkloof tot op die senuwees en op die, wil amper sê tot op cellulêre vlak, wat ons nie vanaand gaan doen nie. Maar 'n paar beginsels wat hy vir ons gee, is waar ons hart is. Waar my hart werklik is, want hy sê, daar waar jou skat is, daar is jou hart. En as jou hart in jou besigheid is, of in jou beroep is, of in jou loopbaan is, dan gaan jy outomaties die meeste tyd daaraan spandeer, en ander dinge wat noodgedwonge of noodwendig beteken, amptswerk as 'n ouderling of 'n diaken, die amptswerk wat 'n pa moet verrig as hoof van sy huis, dit moet bietjie op sy geskei word, sodat ons hierdie werke kan doen, want dit sit darm die brood op die tafel. Dit betaal die water en ligte en die huishuur en die battery en die skoolgeld of die studiegeld wat gedoen moet word of betaal moet word. En ons prioriteite word op so 'n wyse gekaap. Liewe broers en susters, en daarom kom die Here Jesus na ons elkeen, soos dat hy na hierdie skare gekom het, en hy vra die vraag, maar waaroor bekommer julle? Julle wat die kroon van God se skepping is. In Matteus 10 sê die Here Jesus, julle tog is baie meer werd as mossies. En daar val nie een mossie uit die hemel uit op die grond sonder dat julle hemelse Vader dit weet nie. Daarom sal ek sorg, julle is meer werd as die gras van die veld. Julle is die kroon van die skepping. Vir julle immers het ons al telke male gehoor, die afgelope tyd stuur God sy seun om te sterf van 'n kruis. Die Here Jesus se bloed vloei nie vir 'n mossie
of vir die gras van die veld nie. Daarom is ons waarde juis daarin. Wat is die prys wat hy bereid is om te betaal? En hy kom en hy vra die vraag, as God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre dood is en in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Liewe broers en susters, mag ons hierdie woorde ter harte neem. Wanneer hy dan sê, maar wat moet ons dan nou doen? Hoe moet ons optree in hierdie omstandighede? Nou kom sê hy, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Met ander woorde, wat die Here Jesus hier sê, die een doen dit, en die versorging, die brood wat jy nodig het in die huis waar jy moet bly, dit is 'n gevolg daarvan. En hierdie soek die koninkryk van God beteken nie, word nou 'n sendeling en moet altyd na een of ander eksotiese plek iewers op die aardbol gaan nie. Of in een of ander verarmde gebied of omgewing diens van barmhartigheid of opheffingswerk gaan doen nie. Nie dat ek dit sê, mens moet dit nie doen en 'n mens mag dit nie doen nie, maar dit begin eers by jou huis, waar 'n vader 'n werksgeleentheid dalk eers afstel om die huisaltaar in stand te hou. Vir huisgodsdiens daardie prioriteit gee. Vanaand saam met my vrou en my kinders. Of jong mense om die studiewerk vir 'n oomblik eers op sy te skuif en stilte tyd te hou en huisgodsdiens te hou, al is jy nou op jou eie. Of in die woonstelblok of in 'n vriendegroep 'n gereelde afspraak met mekaar te maak dan. Dit help as 'n mens mekaar so, hulle sê, toereken verantwoordbaar hou die een teenoor die ander. Want dis wat 'n huisgesin doen, dit kan enkellopendes ook vir mekaar doen. Maar die beste tyd van die dag nie, vannag laat wanneer ek moeg is, dan doen ek gou-gou 'n Bybelstukkie, lees iets wat ek dalk nie eers alles van onthou nie, want ek is nou so moeg nie. Of juis maak ek tyd in 'n week, eenmaal 'n week of eenmaal in 2 weke as 'n amptsdraer, om nou my werk waarvan ek leef op sy te skuif en 'n huisbesoek te gaan doen by lidmaat. En liewe broers, ek sal my nek uitsteek om te sê, mens gaan van sulke huisbesoeke af terugkom en besef, dit was die moeite werd. Verkook selfs, verfris, deur by iemand anders te wees, dalk net tot die besef kom, en ek het gedink, my moeilikheid is groot, as jy dalk bietjie by iemand anders kom, en na 'n persoon se omstandighede luister, en vir so 'n persoon 'n gebed doen. Maar geliefdes, dit gebeur nie van self nie. Hierdie werk wat die Here Jesus vir ons gee, om te soek. Ek wil nie te veel sê oor soek nie. Ek het ook vanmiddag nou al gesoek, en dan raak 'n mens uiters gefrustreerd. Soek is 'n deel wat niemand van ons van hou nie. Dit verg inspanning om aan te hou soek, totdat jy kry. Nie dat die koninkryk van die hemel nou vir ons weg is nie, maar dit gaan oor hierdie inspanning. Ons is in 'n tyd waar ons al minder ingespan wil wees. Van die ouer mense het dalk nog groot geword toe hulle net 'n radio in die huis gehad het en later 'n televisie. En elke keer net as jy dink jy sit, dan sê jou pa nee, verander die kanaal om jy opspring en dit weer gaan doen. Daar was nie 'n ding soos 'n afstandbeheer nie. Selfs televisie kyk was toe inspanning geweest. Nou raak ons in 'n
tyd waar jy 'n app op jou foon kan aflaai en alles sommer net so van die foon af beheer, die radio, die televisie, die DVD-speler, die kanale, sonder om weer op te staan. En sommer nog jou pa se foon ook kan beheer van kant af. En in die kombuis is alles, skeer 'n pakkie oop en klits dit net met water saam. Om vla te maak, vat nie meer 'n uur of 'n dag en 'n half in die hele proses van eiers breek en wat jy alles daarmee saam doen nie. Ek het een keer gesien hoe ou dit so van die begin af doen en dit het hom 'n dag gevat om van 2 liter melk 1 liter vla te maak. Want alles is vandag gou-gou en moeiteloos. Die dagstukkie boeke wat op die rakke is, moenie langer as 3-4 minute se lees wees nie. Want dan is dit te veel inspanning, dit vat te veel tyd, sodat ons by ons ander goed kan uitkom. Liewe broers en susters, waaroor kwel ons? Want dis waar by die Here Jesus uitkom, dis waaroor by die Onse Vader ook uitkom. Dit gee vir ons die besef, maar ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. Wat ons elkeen se behoefte is, spesifiek vanaand materieel. Weet die een nie van die ander nie. Ons groet mekaar ewe vriendelik, ewe opgewek, maar elkeen gaan met sy bekommernis môre huis toe, of oor môre huis toe. Maar hier kom die Here en hy sê vir ons, hy weet en hy weet wat ons nodig het. En daarom dat hy kom sê, kwel julle dus nie oor môre nie. Want môre het genoeg aan sy eie kwel. Mag jy weet, liewe broers en susters, ons Vader in die hemel weet wat ons behoeftes is. Weet wat ons nood is. Hy het in sy mensheid honger geken, hy het dors geken, hy het moeg geken. Hy weet wat dit is om kaal uitgetrek te wees voor die wêreld om te aanskou. As dit is hoe ons soms voel, dit wat ons deurmaak. Dit was hy gewees. Mag jy daarom u aandag self aflei deur besig te wees met dit wat tot opbou is, in plaas dat ons dalk vanaand ons gaan kwel oor môre, vat liewer die Bybel en lees Psalm 119. Waar die psalmskrywer sê, wat is vir hom kosbaar, wat is vir hom belangrik, wat is sy kos, die basis van sy lewe is om die Here te ken. Die Here Jesus kom leer vir ons, wat is sy prioriteit? Wat is vir hom belangrik? Hy sê, my voedsel, my kos, is om die wil van my Vader te doen. Mag dit vir ons elkeen die wil wees, ons voedsel wees, mag dit ons voedsel wees om die wil van ons Vader te doen. Dat ons, wanneer ons hier uitgaan, hierdie werk gaan doen, waar ons opgeroep word in vers 33, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en die belofte, hoor die belofte, neem dit in, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here en Hemelvader, aan U die eer. U wat ons toerus en bekwaam maak. U die een wat ons versorg met alles wat ons nodig het vir hierdie lewe, en ons vra vir U, Here, omvou ons met U nabyheid. Dat ons ook kan beleef U versorging. Vader, dat ons ook
ons lewe so aan U sal wy, in U diens en in U koninkryk. Waar ons gedagtes maar so maklik op hol gaan oor die bekommernisse van die lewe, wat ons nog moet doen en wat ons nie gedoen het nie en wat ons nie kan doen nie, en die spanning wat opgebou word. Leer ons om daai spanning te verbreek, deur huisgodsdiens in stand te hou, om Bybel te lees en te bid, besoeke te doen by die wat bedroef is, en te vertroos en hoop te gee. Om diensbaar te wees, nie net op die kerkraad, of by die sistersaksie nie, maar op ander plekke waar U vir ons werk uitwys, waar ons op so 'n wyse sout en lig kan wees, dat ons Vader in die hemel daardeur verheerlik sal word. Ons kom bid in besonder vanaand vir 'n jong seun wat weer in die hospitaal opgeneem is, vir Redlinghuis, dat U met hom sal wees, hom sal versterk en genesing sal gee. Dat hy ook binnekort daar ontslaan kan wees, vir sy ouers saam met hom, dat hulle hoop ook op U sal wees. Vader, ons kom dankie dat U so onverwags ook om voorsiening maak, hierdie afgelope week alreeds weer. En telke male word ons bewus, sonder dat ons 'n vinger verroer, seën U ons oorvloediglik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam, gesang 95, amper sê 295, net gesang 95, die Onse Vader. Ontvang die seën van die Here,
dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.